Hemelse Vader, ons is vandag by mekaar vir 'n persoonlike getuienis. Ek het net een gebed en dit is dat U die mens sal laat verdwyn, sodat elke een van ons verlosser agter die getuienis kan raak sien. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, ek het eintlik 'n probleem met 'n persoonlike getuienis. En die probleem is dat die woordjie ek word net eenvoudig te veel gebruik. So ek wil amper vra dat, soos wat U die woord ek hoor, U tog maar dit sal ignoreer en dat ons op die ou end eintlik maar net vir Jesus agter dit alles sal raak sien. Wat so groot en so magtig is en so genadig is, dat hy iemand soos ek, soos 'n brandhout uit die vuur kon ruk. Ek wil begin met die woord van die Here, met 3 teksverse, almal in Johannes. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Ek het op 'n stadium gedink dat die waarheid gaan my red. Die waarheid, die feit dat jy die waarheid het, gaan jou nie red nie. Die Bybel sê net Jesus gaan jou red. Die waarheid gaan jou vrymaak. En dan sê hy in vers 16, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid. Hier noem hy die Heilige Gees, die Gees van die waarheid. En dan in vers 13 sê hy, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Die hele waarheid. En hy sal ook die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal 2 goed doen. Hy sal jou in die volle waarheid inlei en hy sal ook vir jou gee dat jy die toekoms sal verstaan. Jesus praat oor die waarheid, hy praat van die volle waarheid. So is daar so iets soos 'n gedeeltelike waarheid. En dan sê hy die waarheid sal julle vrymaak. Hulle sê vir my dat ek is gebore in Benoni. My pa was op 'n stadium in die myn. Ek het op 'n klein myndorpie bly voor uitsig daar naby Carletonville in die Wes-Transvaal groot geword. My pa was van huis uit Engels, hy was 'n Anglikaan. My ma was 'n boervrou uit die Vrystaat uit. Sy was die sterker een in die verhouding, en so ek het toe nou Afrikaans en NG Kerk groot geword. Nou, na my laerskooljare is ek Potchefstroom toe, na die hoërskool Volksskool toe. Ek het gematrikuleer, en daai tyd het ons Pinksterweek gehad, jy onthou dit. En in hierdie kerk in Potch het ek die Pinkster dienste bygewoon. Die prediker toevallig was Beyers Nodee. En hy het die aand daar gaan staan en het gesê, wie van julle wil graag julle harte vir die Here gee? En ek, 17 jaar oud, staan op, kom staan voor die gemeente en sê, maar ek wil graag my hart vir die Here gee. Nou daarna was daar eintlik nou nie omdraaikans vir my nie. Daar was net een pad en dis universiteit toe. Daar was nie geld nie, ons moet geld leen. En ek is na Universiteit van Pretoria toe. Het gaan studeer by die teologiese fakulteit van die NG Kerk daar. En 7 jaar daarna is ek in 1968 gelegitimeer in die kerk en het ek in 'n klompie gemeentes bedien. Eerste in Vereniging, daarna in Primrose Heuwel, daar by Germiston, en toe beroep die gemeente my terug in Vereniging, na 'n ander
deel van die gemeente toe. Op 'n stadium het ek besluit, maar ek wil 'n bietjie verder gaan studeer. Ek wil miskien 'n pastorale sielkundige word. Ek het beroep aanvaar na 'n kleiner gemeentetjie toe. Nou klein in NG Kerk terme is omtrent so 160 lidmate. En ek het daar in Bospoort, het ek toe nou die beroep aanvaar na Bospoort toe, daar tussen Kolinie en Hartbeesfontein, daar ook in die verre Wes-Transvaal. Na 'n jaar daar het ek gevoel, maar my persoonlikheid kan nie langer die bedieningsopset soos wat hy hom uitfaseer en kulmineer in die kerk regtig lekker vat nie. Ek het bedank, nie uit die kerk uit nie, let wel, maar ek het besluit, ek het soveel studieskuld, ek sal maar gaan werk en ek is aan Sanlam toe. By Sanlam begin, binne 'n jaar het Absa makelaars, die ou Bankort makelaars, my gevra of ek na hulle toe wil kom. Ek is daar na hulle toe en ek het redelik vinnig daar van posisie verander en uiteindelik adjunk hoofbestuurder geword van Absa makelaars in die land, met 'n klomp kantore van Kaapstad af tot in Messina, van die ou Trustbank en Santam Bank onder my beheer, die makelaars wat in die banke sit, wat die versekering en so aan verkoop. Nou, dit het baie goed met my gegaan. Finansieel het dit baie goed gegaan, tot op 'n dag, wat ek waarskynlik deur my eie toedoen, het die Here dit toegelaat, dat alles van my af weggeneem word. Nou, as ek nou praat van alles, dan bedoel ek alles. Ek bedoel my vrou, my grasdak huis, my 3 motors, my werk, alles. Ek weet nie of jy al daar was nie. En toe breek daai 7 jaar wat die sprinkane opgevreet het, breek toe aan in my lewe. Miskien is dit nodig dat 'n mens een of ander tyd so 'n woestynondervinding in jou lewe moet hê. Op 'n stadium het die lewe vir my geen sin meer ingehou nie. Weet jy, ek het selfs as iemand net langs my gelag het, dan het ek smoor kwaad geword. Want daar's niks in hierdie lewe waaroor 'n mens kan lag nie. Niks. Op 'n stadium kon ek dit ook nie meer so hou nie. Ek het koerant opgetel, koerant advertensiekie gekry vir 'n woonstel, en Marie het geantwoord. Sy het daar 'n paar woonstelletjies gehad op 'n hoewe daar buite. Ek het ingetrek daar in die vroeë 90s jare, middel 90s. En my swaar het intussen vir my 'n werk gegee daar by sy maatskappy, waar ek 'n bietjie rondgery het en vir hom sekere goed verkoop het in die motorhandel. Maar in 1999 word ek siek. Ek kan eintlik niks inhou nie. Hulle jaag met my deur daar na my suster toe by Alberton, en op 'n stadium daar in 'n ambulans. Maar die ambulans is 'n taxi. Ek weet nie of jy al ooit binne in 'n ambulans gery het wat 'n taxi is nie. En jy is hier agter op daai bed en daai taxi ry en hy stop en hy jaag en hy stop en 3 maal op pad Baragwana Hospitaal toe stop daai taxi eers by Shabine. En 2 uur die middag laai hulle my af daar voor die hospitaal. Ek lê daar in 'n ry op hierdie hoë beddens, wag vir die dokter en in daai tyd tot 8 uur die aand wat ek die eerste dokter sien, sterf daar 4 mense saam met ons in daai ry. Die dokter sien my, hy sê vir my, ek kan jou nie help nie, die hospitaal is vol. God dank, die hospitaal is vol. Ek stuur jou terug met 'n klompie medikasie. Nou, ek is terug
na my woonstel toe. 1 September 1999 jaag hulle met my na Haai Verwoerd Hospitaal toe. Daar word 'n noodoperasie op my uitgevoer, 2,5 meter van my dindarm word verwyder. Ek het nie eens geweet mense het so 'n lang dindarm nie. Ek het geen proteïene in my lyf nie, 0. My telling was 0. Die dokter, ek hoor die dokter hier by die 12de dag, toe sê hy vir die susters hier rondom die bed, hierdie man sterf vanaand. Hierdie man het ingekom sonder dat hy 'n enkele stukkie proteïene in sy liggaam gehad het. Natuurlik van die lewe wat ek gevoer het. Van hamburgers en coke vir soveel jare. En omtrent geen groente in my lyf aangekry het nie. En nou kry jy hierdie boodskap, jy sterf vanaand. Hierdie is die laaste sak, sê hy, van proteïen wat ons nou vir hierdie man intap, en as hy nie stabiliseer nie, dan sterf hy vanaand, sy niere gaan staan, sy lewer gaan ophou werk, en uiteindelik gaan sy hart ook staan, hy sterf. Dan kan jy hier indink, nee, ek lê daai aand daar, of daai dag, dis 8:00 die oggend, nou kry jy hierdie boodskap, jy sterf vandag. Vanaand sterf jy. So al wat jy nou het om te doen, is om na hierdie sak te lê en kyk. Nou lê jy na die sak en kyk, en hy is besig om te sak, en ek weet hy moet iewers, moet hy nou ophou, anders gaan ek dood. En het word 10:00 en 11:00 en 12:00 en 1:00 en 2:00 en 3:00, en hy sak en hy sak en hy sak, en uiteindelik 5 minute oor 5 daai middag. Toe stop hy. En die proteïen gaan nie meer in my lyf in nie. En hy het gesê dat 'n mens kan net 12 sakke vat, en dit is die 12de sak. So ver van onderaf stop daai sak. En my proteïenvlak stabiliseer en ek sterwe nie. So, hoe ver was ek van die dood af? So ver. Het ek die stem van die Here gehoor? Daai dag? Nee, ek het nie. Inteendeel, 3 dae daarna is ek sterk genoeg om daai ding te vat wat aan die sakke aanhang en met sy wielietjies, en ek is uit die bed uit, en ek is uit, waarheen is ek op pad? Ek is op pad na die stoep toe daar buite. Wat gaan ek daar doen? Ek gaan rook. Ek gaan rook die een sigaret na die ander, terwyl hulle besig is om hierdie goed in my in te tap. Terug in woonstel toe, sit in 'n reistoel, het 27 kilos in die proses verloor, probeer vir myself sorg daar, bly daar langs Marie, sy is langs my in die woonstel langs aan, en ons het mekaar gesien en gesels, en so, maar nooit regtig op daardie manier in mekaar belang gestel nie, vir 'n hele lang tyd nie. Maar sy kom in en ek is besig om 'n hoender te maak. Ek het 'n hoender daar in 'n pot, en ek kook daai hoender. Ek gooi water in, en dan kook ek hom tot die water klaar is, en dan gooi ek hom weer vol water, en dan kook ek hom tot die water klaar is, en die 3de keer, daai hoender is so wit en so skoon as wat jy hom kan kry. Ek sien sy kom en sy sê, wat maak jy? Ek sê, ek is besig om my hoender te maak. Sy sê, jong, gee die ding hier. Sy vat die hoender en sy is om weg daar, en sy kom daar terug met 'n lieflike bruin gebakte hoender. En ek dog so met myself, maar dis 'n oulike vrou wat ek hier langs aan my het. Dis nou 'n oulike vrou hier, en sy van 12 kry sy my so jammer dat elke keer as sy kos maak, dan bring sy vir my ook 'n bietjie van haar kos. En ek begin belangstel in hierdie vrou, en uiteindelik raak ek eintlik verlief op hierdie vrou. My seun sê vir my, pa, ek wil jou 'n bietjie Namibië toe vat. Ek sê, my kind, ja, jy kan dit doen, maar ek het nie eers 'n paspoort nie. Hy sê, pa, dis nie 'n probleem nie, ons sal 'n paspoort maak. Vir jou 'n paspoort kry. En toe ons terugkom, toe ontwikkel daardie verhouding van my tussen my en Marie, ons stap en ons gesels, en uiteindelik vra ek vir haar, sal jy met my trou? En sy sê, ja. Nou wil ek vir u wys,
Hoe het ek gelyk op daai stadium? Hier is my paspoort. Die 4de van die 10de maand 1999. Dis hoe ek gelyk het. Nou vra ek jou, wat besiel enige vrou om met hierdie man te trou, om vir hom ja te sê? Daar kan net een rede wees, sy besef hierdie ou is op pad uit. En hy moet kos kry, en hy moet dit baie vinnig kry. En sy het dit vir my gegee. En sy het dit 'n bietjie oordoen, het sy nie. Ek moet net nie so draai nie. Ons is getroud. En Januarie 2001, 12de Januarie. Maar sy het nie met 'n predikant getrou nie, sy het eintlik met 'n onbekeerde sakeman getrou. Ek wou nooit weer in die bediening ingaan, ek wou van die bediening niks weet nie. En sy was een van hierdie snaakse mense. Hierdie 7de dag Adventiste. En ek wou niks van hulle weet nie. My vriende het vir my gesê, pas op vir hulle is van die Satan. Maar dit het my baie min gepla, dis mos nou die maklike deel. Ek is mos NG Kerk, ek is Afrikaner, kom uit die kultuur uit, daar's 'n bepaalde kultuur in ons volk, en dit is dat as jy met my trou, dan kom jy oor na my kerk toe, die vrou. Ek het vir my eie suster gesê, jong, jy trou nou met Frans, hy's 'n dopper, jy gaan oor na sy kerk toe, en Sylvia, my suster is vandag nog 'n baie goeie gereformeerde lidmaat. So ek sê vir Marie, luister jong, sê vir hulle, jy soek jou attestate, nie jou lidmaatsertifikaat nie, ons werk met attestate. 'n Lidmaatsertifikaat is nie so 'n goeie ding nie, attestaat, dis 'n goeie getuigskrif, dat jy 'n goeie kerkmens daar is. En ek kan sien jy is, laat hulle jou attestate bring, en dan vat ons dit oor na my kerk. Dis die maklike deel. Skielik is hierdie nie meer die maklike deel nie. So sag as wat daar die vrou se hart is, so kliphard is daai hart die oomblik wanneer ons by hierdie punt kom. Sy beweeg nie en ek beweeg nie, en vir amper 3 jaar gaan ons nie eers kerk toe nie. Want ek het die sleutels. Ek is die baas. En ek sien sy word al hartseerder en al hartseerder. Ek sien sy lees en sy bid daar in haar kamer, maar ek steur my nie veel aan nie. Ek rook soos 'n skoorsteen, ek kyk rugby, ek kyk cricket, min gepla. Ek sien nou en dan sy huil, stap ek maar daar verby, min wetende dat sy op haar knieë besig is om vir die Here te vra om hierdie harde man se hart tog asseblief net te versag. Later toe besef ek, maar ons kan ook nie so aangaan nie. Ons moet iewers by 'n kerk uitkom. Ek sê vir haar, jong, kom ons gaan kerk toe. Ek sien haar gesig verlig sommer so, sy hoor, ons gaan kerk toe. En ek vat haar daar na die NG Kerk toe in Pretoria by Universiteitsoor, daar die groot kerk waar ek my proefpreek gegee het voor, weet nie, 10, 15 professore daar, wat na my gesit en luister het. Hierdie groot kerk met die tweede grootste orgel in die land, naast die een onder in die Kaap. 2000 mense, en kan jy dit glo, een van my klasmaats is besig om die aand te preek. Hoe gelukkig kan ek nou wees? En ons ry huis toe die aand, en ek sê vir haar, jong, hoe het jy nou die kerk gevind? Sy sê, jong, dit is nie sleg nie. Maar ek kan sien, hier is iets wat sy gesoek het, wat sy nie hier gekry het nie. En op 'n stadium te sê ek van, maar goed, kom ons gaan nou maar na hierdie kerk van jou toe ook. Ek gaan saam met jou. Ons gaan 3 maal. Al 3 keer staan ek in die middel van die erediens op. Ek sê 'n paar woorde
Ek los haar daar met 'n rooi gesig. Ek stap brullende uit die kerk uit. Ek gaan sit buite in my kar. Ek sit en rook daar buite. En ek wag dat die ouderlinge moet verbykom en dan maak ek die deur so oop dat hulle net deur die rook kan loop. So kwaad vir hierdie mense wat hierdie goed sê. Die goed wat u nou saam met my gedeel het die laaste 15 lesings. So kwaad. Sy beklei nie terug nie, ek beklei, maar sy beklei nie terug nie, sy sê net deeltyd vir my, die dag as jy dit sien, sal jy weet. Die dag as jy dit sien. En al wat by my opkom is, wat is dit wat hierdie mense sien? Wat sien hierdie mense wat geen niemand anders in die wêreld sien nie? Wat sien hulle? Of ek moet iets verkeerd wees, of hulle moet iets verkeerd wees. Op 'n dag toe sê ek vir haar, jy weet, julle is ook maar nie lekker nie. Hoe kan julle al hierdie goed glo? En ek sal die dag nooit vergeet nie, sy gaan staan so reg voor my, sy sê, weet jy wat? Jy mag 7 jaar gestudeer het, maar jy weet niks. Nou, ek praat nou eintlik met ons mans. Jy weet presies wat gebeur wanneer 'n vrou vir jou sê, jy weet niks. En dis nogal jou eie vrou, jy wil deur die dak gaan, die plafon is te laag. Maar ek besef, sy sê dit in soveel liefde, dat ek eintlik nie nou met haar kan beklei nie. En ek besef daar, dat ek moet seker maar iets doen, en ek moet seker maar begin luister. Op 'n keer, op pad kerk toe, sê ek vir haar nou maar, vertel my nou 'n bietjie, hoe het jy by hierdie spul mense uitgekom? Jou oupa Grootjie was een van die voortrekkers. Hy was die sekretaris van Andries Pretorius, Jan Gerrit se bandjies. Hy was die medestigter van die Volle Evangeliekerk. Dis julle familiekerk. Hoe het jy daar gebreek en hier uitgekom? Nou vertel sy my die storie. Op daai stadium toe sê sy, 30 jaar terug, nou dis nou al 47 jaar terug. Het sy in Benoni se stadsaal 'n uitreiking bygewoon. Presies die inligting wat ek nou met u gedeel het die laaste klompie lesings. Maar die stadsaal was so vol dat sy nie kon agterkom wie is die mense nie. En hulle het ook nie gesê wie hulle is nie. En na die hele lesingreeks besef sy, maar hierdie is korrek, hierdie is Bybels, dis wat sy haar hele lewe nog na gesoek het, maar sy weet nie wie is die mense nie. Sy gaan terug huis toe en sy sê net vir haarself, Here, as ek ooit weer daardie lied hoor, hulle het elke aand daar 'n lied gesing, gee my die Bybel, net die Bybel. En as ek ooit daardie lied weer hoor, sal ek weet, ek is by die regte plek. 30 jaar gaan we verby in haar lewe. 30 jaar waarin sy haar kinders grootmaak in ander kerke, gaan verby in haar lewe. En op 'n dag kom 'n familielid, 'n neef, klein neef van haar kom, sy is nie eens bewus daarvan nie, en hy sê vir haar, wil jy saam met my kerk toe gaan? Sy besef nie eers dis Saterdag nie, sy sê ja, ek sal saam gaan. Hulle gaan kerk toe in Pretoria en die heel eerste lied wat hulle sing is Gee my die Bybel. Sy sê sy kry 'n rilling langs haar rug af, sy word yskoud, sy gaan daar aan die ruk en aan die huil. En niemand rondom haar in daai kerk verstaan wat gaan nou hier aan nie. En al wat sy kan sê is, dankie Here, hier is ek. En dis hoe sy by die kerk uitgekom het.
Nou dit vertel sy vir my terwyl ons ry, ek kyk haar so, ek dog, ja nie, wat is net 'n vrou wat so 'n storie vir jou kan vertel. Here speel vir my 'n liedjie daar iewers vorentoe op die pad, en eendag as ek daai liedjie hoor, dan sal ek weet ek is by die regte plek. Ek het baie meer as 'n liedjie nodig. Baie meer. Ons stop by die kerk, ons klim uit, ons loop in, raai watter lied. Sing hulle heel eerste. Gee my die Bybel. En wie kry toe? Daardie langs sy rug af. Maar ek het 'n probleem, want ek ken mos nou hierdie mense. Hulle is 'n sekte. Die Sabbatariërs. Ek het van hulle geleer op universiteit. Wat is 'n sekte? 'n Sekte is 'n groep mense wat 'n deel waarheid van die skrif vat en dit die absolute waarheid maak. Met ander woorde, as jy nie groot gedoop is nie, gaan jy hel toe. As jy nie in tale kan praat nie, is jy verlore. As jy nie die Sabbat hou nie, gaan jy dit nie maak nie. Gaan jy hel toe. Ek ken 'n sekte, en hierdie is 'n sekte. En trane en mooi stories gaan my nie so maklik sag maak nie. En nou moet ek vandag vir u sê, dis eers by die punt waar die Here my gebring het, waar ek werklik met 'n oop gemoed, onbevooroordeeld, bereid was om nie te vra wat sê my kerk, of wat sê my predikant, of wat sê my leerstellings nie, maar om te vra wat sê die Bybel en net die Bybel. Dis eers op daai punt waar die Here met my kon begin werk. En toe vind ek uit, maar die Bybel is toe nie so moeilik nie. Openbaring is toe nooit 'n toeboek nie. Hy is nie so onverstaanbaar soos wat ek al die jare geglo het nie. Dis toe nooit 'n toeboek nie, dis een van die mooiste boeke, een van die oopste boeke, een van die duidelikste boeke in die Bybel. 'n Kind kan hom verstaan. As jy net geleentheid wil gee vir hom om met jou te praat. Want jy sien wat dogma betref, al die jare het ek steeds vas geglo en was ek oortuig dat hierdie kerk van my, die NG Kerk, en dis al kerk wat ek oor kan praat, want dis my kerk gewees, het die waarheid. Hierdie kerk van my staan op die vaste fundamente van die hervorming van Luther, Calvin, Zwingli en Knox. Hierdie kerk van my glo in die Bybel en net die Bybel en hulle soek hulle verlossing in Jesus. En as iemand vir my sou sê, maar die NG Kerk dwaal, of 'n predikant van die NG Kerk dwaal, het ek eintlik warm geword onder die kraag, want dit het ek nooit gedoen nie. Want om te dwaal beteken vir my dat jy ken die waarheid, jy weet wat die waarheid is, en ten spyte van die feit dat jy nou die waarheid ken, kom jy en jy vertel vir my 'n leuen. Nou dit het ek nooit gedoen nie. Ek het opreg geglo dat die Sabbat die Sondag is. En daarom dink ek nie dat hulle dit doen nie. Ek was nie ingelig nie. Ek was in die duister. Ek hoor nou die dag 'n predikant oor die radio praat. Hy sê, die Here gaan hierdie volk aan die suidpunt van Afrika gaan hy uitvee, uitdelg, as ons nie onmiddellik weer die Sabbat, die Sondag, in ere gaan herstel nie. Want die Sondag het 'n verkoopdag, 'n vakansiedag, 'n sportdag geword. Ek hoop jy is nog by my. Waar het ek Jesus vir die eerste keer in my lewe ontmoet? In die NG Kerk. So die logiese vraag is nou, waarom staan ek nou hier? Wat kan nou so ingrypend, so anders, so belangrik wees, dat jy so 'n radikale besluit in jou lewe kan neem, dat jy jou bande met jou moeder, waarin jy groot geword het, breek? Ek het nie 'n droom gehad nie, engel het nie aan my verskyn nie, ek het nie 'n visioen gehad nie. En maklik was dit baie beslis nie. Daar was twyfel, opstand, verwerping, frustrasie, aggressie, noem dit alles op. Al daardie moontlike emosies wat met so 'n radikale besluit gepaard gaan. Want jy sien, God dwing niemand nie, hy wil nie uit vrees gedien word nie, hy soek gehoorsaamheid, hy soek 'n verhouding, hy soek liefde. Jy kan vir hom ja sê, jy kan ook vir hom nee sê. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as
As iemand wil opstaan en die deur wil kom oopmaak, sal ek ingaan, maar ek gaan nie die deur oopskop nie. En dan sal ek inkom en ek sal saam met jou kom maaltyd hou. Geloof moet iets meer wees as 'n emosie, dit moet iets meer wees as 'n gevoel. Daar moet tog 'n wilsbesluit betrokke wees. Maar die kritiese vraag is nou, wat is die waarheid en waar kry jy die waarheid? Waar vind jy die waarheid? Want die teks praat van die hele waarheid, die volle waarheid. Nou, wat dan nou van die Lutherane en die Calviniste, die Methodiste, die Presbyteriane, die Anglikane, die Baptiste, die NG Kerk, die Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerk, die Nuwe Protestante, die Pinksterprotestante, die apostoliese geloofsending, die APK, is almal van hulle nie maar eintlik net takke van een boom nie. Almal kom uit die hervorming uit, almal gebruik tog die Bybel as hulle grondslag. Maar nou, hoe nou? Elkeen verklaar en lees om anders. Of lê die klem op 'n ander plek. En daarom is die skeptikus daar buite sê vir ons as Christene, weet julle wat is julle probleem? Julle probleem is hierdie boek. Hierdie boek van julle is onduidelik, hy's verwarrend. En dan nou nog hierdie 7de dag Adventiste Kerk. Nog 'n ander verklaring van dieselfde boek. Dieselfde Bybel. Soms lyk dit asof hulle eie Bybel het. Soms lyk dit asof hulle eintlik 'n ander God dien. En toe trou ek met een van hierdie vreemde mense. Na 4 jaar, wat ek nie wou luister nie. Gee sy op 'n dag vir my 'n bandjie, waar iemand oor die Sabbat praat. Nou ek het so 3 kwartier van die hoewe af, het ek by Loftus Versveld by my seun gewerk, waar hy 'n besigheidjie het saam met 'n vernoot van hom. En ek besluit die oggend, nou maar laat ek hierdie bandjie vat, en hom in my radio in die kar druk, en laat ek nou vir eens en vir altyd klaar maak met hierdie klomp mense. Ek het genoeg gestudeer, ek weet genoeg om hulle nou van my skouer af te kry. Ek begin hierdie bandjie luister, en toe ek na 'n 3 kwartier voor Loftus stop, toe het ek 'n probleem. Ek vat die bandjie, ek sê vir my seun, Ernst, jong, wil jy nie vir pa help nie, wil jy nie die moeite doen om vir my te gaan luister na hierdie bandjie, of my te kom sê wat jy van die ding dink nie. Nou Ernst, my seun, is nie eintlik 'n kerkmens nie. Hy het in my lewe saam met my groot geword. So, ek kan nie die vinger na hom wys nie. My voorbeeld het nie juis van hom 'n baie goeie kerkmens gemaak nie. Maar boonop is hy 'n skeptikus, in die sin dat hy aanvaar nie sommer net alles nie. Jy moet vir hom 'n ding bewys. Dit moet vir hom logies wees. Anders te sê nie sommer net ja en amen nie. Ek gee die bandjie vir hom, ek sê my kind, sal jy gaan kyk? Hy sê ja pa, ek sal dit gaan doen. Hy kom die volgende dag terug, ek sê vir my kind, nou sê vir my, wat dink jy nou van hierdie bandjie? Julle wat sê hy vir my? Hy sê vir my, wie pa, jy wat die hele tyd wil skree, gee my die Bybel, net die Bybel. As jy aanhou dit wil sê, het jy 'n probleem, want hierdie mense is reg. Wat? Wat sê? My skeptikus kind kom sê vir my, hierdie mense is reg. Dit kan nie waar wees nie. Hulle is reg oor die Sabbat. En dis Vrydagmiddag. En môreoggend speel die Springbokke en die All Blacks. En ek het in 40 jaar nog nie een toets gemis nie. En nou kom vertel hulle vir my, dis môre die Sabbat. Waarvan praat hulle? Dit kan nie waar wees nie. Ek hardloop na die Bybel toe. Ek soek daai teksvers oor die Sondag. Ek soek hom. Kry nie een. Terwyl ek soek, kry ek 500 oor die Sabbat. Jesus het die Sabbat gehou. Die vroeë kerk het die Sabbat gehou. Die Romeinse kerk kom en sê dat ons dit die dag verander. Ek is so verward, ek hardloop studeerkamer toe. Ek pluk 'n boekie daar uit. Wie se boekie is dit? Professor
Jack Miller, nou wie is professor Jack Miller? Hy is professor in die Nuwe Testament onder by Stellenbosch van ons kerk, van die NG Kerk gewees. Wat sê hy in daai boeke? Jesus het geen gebod gegee oor die viering van Sondag in plaas van Sabbat nie. Wat? My professor, wat dit sê, hoekom het hulle dit nie vir my gesê toe ek op die banke gesit het op die universiteit nie? Hoekom het niemand dit vir my gesê nie? En ek begin weer studeer. En weet jy, op die eind vind ek uit, my liewe vriend en vriendin, dis toe nie die 7de dag Adventiste wat die Sabbat verhef het nie. Dis Jesus self. Die dag as jy hom regtig innooi in jou lewe in, dan kom sy Sabbat met hom saam, of jy nou daarvan hou of nie. Dis nie my Sabbat nie, dis sy Sabbat. Die Sabbat is nie 'n beginsel nie, dis 'n dag. En dis nie sommer enige dag nie, dis die 7de dag. En die Bybel is nie onduidelik nie, die Bybel is glashelder duidelik. Heilig my Sabbate, hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, sodat julle kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Ek is die Here julle God, hier is my teken. Maar die sin om die Sondag te hou, het so baie sin gemaak. Want ek vier mos nou die opstanding van my verlosser. Maar ek het nie geweet dat die doop eintlik die opstanding herdenk en vier nie. Ek het die doop nie geken nie. En dis miskien die rede waarom ek gedink het, 'n dag is afgesonder vir die opstanding. Terwyl dit die doop is. Ek het dit nie geweet nie, want ek is as kind gedoop. Ek het die groot doop nie geken nie. Begin om verder te studeer, en kom by die dood, wat gebeur as jy sterwe? Nou as daar een leerstelling is, waaraan ek onwrikbaar vasgehou het, dan is dit hierdie leerstelling, dat jou siel onsterflik is, en dat jy na jou dood onmiddellik hemel toe gaan, of onmiddellik hel toe gaan. 29 Julie 2003, lê my jongste seun Harry, sy lewelose liggaam in Sambesi straat waar 'n bakkie hom doodgery het. Nou op 'n stadium het Marie vir my 'n hemp gekoop. En ons is besig om terug te ry huis toe. En ek is so kwaad vir haar dat ek daai hemp vat, 'n splinternuwe hemp, ek skeer hom eenvoudig van my lyf af en ek gooi hom so op haar skoot. En ek ry. En ek sien sy begin te huil. Maar ek ry. Na 'n rukkie kyk ek en ek sien maar sy huil nie meer nie. Sy is besig om te lag. En ek dink nou, waarvoor lag jy nou? En ek kyk so self na my en ek sien hier sit ek, 60 jaar oud, kaal bolyf net met 'n das om my nek, besig om te ry in die hoofstrate van Pretoria, so kwaad vir hierdie klomp mense wat hierdie klomp goed sê. En daar lê my kind se lijk, omtrent 50 tree van dieselfde plek af, waar ek my hemp op Marie se skoot gegooi het. Dis nag, dis swart. Dis bitter, seer. Miskien is daar iemand wat luister wat presies weet waarvan ek praat. Wat verstaan wat ek probeer sê. Waar is Harry? Waar is Harry se siel? Waar is my kind? En Marie sê vir my, wie Harry se siel is nêrens nie. Harry slaap rustig totdat Jesus weer kom. En hy het dit geweet, in daardie tye wat jy so met ons beklei het ek saam met hom deur die woord van die Here gewerk. En hy het geweet dat hy gaan slaap as hy die dag te sterwe kom. Hoekom?
Wou hy dit weet? By haar? Want hy was so bang om dood te gaan. Harry slaap, dit kan nie wees nie. As dit tog maar so kan wees. Hoekom? Want jy sien, my kind was siek. Op 18-jarige ouderdom is hy in matriek. En ek kom sê vir my dat hier is een van die topstudente in die skool en miskien nog in die provinsie, in die Vrystaat. En op sy 18de verjaarsdag kan ek sien daar's iets verkeerd met my kind. Hulle diagnoseer hom met 'n obsessiewe kompulsiewe gedragsversteuring. 'n Serotonien tekort op die brein. Nou wat is dit? OCD. Ons het almal van ons het 'n mate van obsessiwiteit en obsessiewe gedrag. Jy maak die deur toe en jy's nie heeltemal seker nie. Jy kom sit en jou brein sê vir jou nee, daai deur is nie toe nie. Jy staan op, jy gaan maak seker of die deur toe is. Ons het deur 'n hele klomp sielkundiges net uiteindelik 'n psigiater gekry wat 14 jaar lank in die weermag gewerk het en hy was die eerste persoon wat Harry kon diagnoseer met hierdie serotonien tekort en vir hom medikasie kon gee dat hy net kon funksioneer. Maar sy lewe was nooit weer dieselfde nie. En hy het hierdie verskriklike obsessies gekry in sy kop, vreeslikste drome, die vreeslikste nagmerries. Die psigiater het vir my gesê, hy is 'n teksboek geval, as jy ooit 'n boek wil skrywe, hier is die teksboek. Hy het op 'n dag vir my gesê, pa, ek het 531 obsessies vir dag gehad. Sy brein het nooit gerus nie. Hy het uit frustrasie uit, het hy op 'n stadium gekom, en in 'n angstoestand het hy homself begin stikkend kerf met lemmetjies, met drade, met glasstukke, alles wat hy kon kry. Die bloed moes uit sy liggaam uitkom, en die oomblik wanneer die bloed uitloop op die grond, dan is dit asof daar die angstoestand ook uit hom uittap, en my kind is weer normaal. Maar nie vir my vrou, hoe werk dit nie? Ek weet nie. As hy tog maar kon slaap, want die enigste nagte wat hy kon slaap, was die nagte wat hy 3 of 4 of 5 slaappille ingehad het. Saam met sy medikasie. Dit sal 'n seën wees. Het hy nie die bakkie se spoed kon skat nie? Of was die robot vir hom groen terwyl hy rooi was? Of het my kind selfmoord gepleeg? Het my kind voor daai bakkie ingeloop? Omdat hy nie meer wou lewe nie. Dink jy ek het 'n paar vrae wat in die 1000 jaar beantwoord moet word? En ek begin studeer en ek kom by Prediker, die lewendes weet, maar die dooies weet nie. Lazarus, 4 dae in die graf. Jesus sê hy slaap. Hy wek hom op. Wat het Lazarus te vertel gehad van die hemel? Hy was mos nou 4 dae daar, of is daar iets met my brein verkeerd? Hy het niks te vertel gehad nie, want hy was nooit daar nie. Job 14, as die mens sterwe, waar is hy? Dan antwoord hy self, so lê die mens daar, hy word nie wakker of uit sy slaap uit opgewek nie. Uiteindelik het ek die boodskap en ek is so oorweldig met hierdie boodskap van die dood, dat ek moet dit nou gaan deel met iemand. En nou wil ek vir die somme waarsku, u het nou die boodskap gekry. En nou verstaan u miskien vir die eerste keer wat gebeur as 'n mens te sterwe kom, maar ek wil u waarsku. Pas op, wanneer u hierdie boodskap wil gaan oordra aan 'n familielid of 'n vriend, bid eers. Berei jouself voor. Doen jou huiswerk.
gaan met empatie, gaan met liefde, moenie maak soos ek gemaak het nie. Ek sê vir Marie, ek wil hierdie boodskap so gou as moontlik vir Sexta en vir Freddy in Centurion gaan bring. Freddy was 38 jaar lank 'n NG ouderling. Sexta is die skriba van die NG Kerk. Ek het hierdie gevoel ek moet dit vir hulle gaan bring. Ek stap by Sexta en by Freddy in daar in hulle huis, en toe sy skaars sit, toe sê ek vir haar, Sexta, het jy geweet dat jy nie 'n siel het nie? En ek sien nie die vrou word spierwit. Sy skrik. Sy kan nie met my praat nie. En ek het hierdie vrou tot in haar wese, in haar diepste wese het ek ontstel. Want jy sien, ek het nie my huiswerk gedoen nie. Ek het nie geweet dat Freddy en Sexta 2 klein kindertjies aan die dood afgestaan nie. En dat daai 2 kindertjies se grafte net hier aan die ander kant is, en dat hulle 2 elke Sondagmiddag na daai 2 grafies toe gaan nie. En ek kom klinies hard, en ek sê vir haar, ek wil vir jou 37 tekste wys in die Bybel wat vir jou sê, dat jy het nie 'n siel wat onsterflik is nie. Doen jou huiswerk, my broer, my suster, voordat jy met iemand gaan praat. Gelukkig hoor ek Marie wat vir haar sê, Sexta, wat die Bybel eintlik sê is dat wanneer Jesus weer kom, sê die Bybel, gaan hy sy engele met hom saambring. En daardie engele gaan na die grafte toe vlieg en hulle gaan God se kinders bymekaar maak. Daardie engele gaan ook na daai 2 grafies van jou kinders toe vlieg, Sexta. Hulle gaan daai 2 kindertjies opwek en hulle gaan daai 2 kindertjies vat en hulle gaan hulle in jou arms kom neersit, en jy wat Sexta is, gaan hierdie 2 kindertjies op die nuwe aarde grootmaak. En ek sien Sexta verstaan alles. Sy verstaan alles. Sy gaan aan die huil. Sy sê, is dit die waarheid? Kan dit die waarheid wees? Dis die wonderlikste, die pragtigste, die troostvolste boodskap wat ek nog ooit in my lewe by iemand gehoor het. Kan dit wees wat die Bybel sê? Kan dit waar wees? Ek het nog altyd gedink, hoe oud gaan my kinders wees die dag as ek hulle weer sien? Gaan hulle 70 of 80 jaar oud wees? Sy sê, sy kom staan so voor my, sy sê, Ernie, weet jy wat? Ek wat Sexta is, moet sorg dat ek daar is, die dag as die engele daai grafies kom oopmaak. Want vir wie gaan die engele daai 2 kindertjies van my gee as ek wat Sexta is nie daar is nie? Ja, waarskynlik vir daardie sissies van ons hier op aarde wat nooit die voorreg van moederskap gehad het nie. Op 'n stadium hardloop ek daarna my studeerkamer toe, weer 'n boekie Prof. Jack Miller, wat sê, nêrens handel die Heilige Skrif spesifiek oor die onsterflikheid van die siel of probeer dit bewys nie. My professor, hoekom het hulle dit nie vir my gesê toe ek op die banke op universiteit gesit het nie? Maar jy sien, ek kon die dood en die Sabbat eintlik nie die kloukie by die oor kry nie. Ek kon die dood en die Sabbat nie eintlik verstaan voordat ek die profeseë verstaan het nie. Voordat ek verstaan het watter rol gaan die Sabbat aan die einde van die dae speel. Waar pas die Sabbat in die profeseë in? Wat beteken die eerste dood en die tweede dood? Wat gaan aan met die 1000 jaar en die tweede opstanding? Ek kon dit nie verstaan alvorens ek die profeseë verstaan het nie. Met ander woorde, ek moes eers verstaan dat Daniël 'n profeet was en nie in my brein net 'n persoon was wat vir sy eie tyd daar geprofeteer het nie. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting sien waarvan die gespreek is deur die profeet Daniël, so Jesus sê, wanneer julle in die toekoms sien, daar staan 'n gruwel in die heiligdom, dink aan wat Daniël gesê het. So as Jesus Daniël as 'n profeet erken,
wie is watter professor of watter groot kerk wat vir my kom sê Daniël is nie 'n profeet nie. En daarom Daniël 2, Daniël 7 en Daniël 8, daardie pragtige profesie. Ek moes dit deurgewerk het, ek moes dit leer, ek moes dit ken. Dan begin dit sin maak, Daniël 8 het ons nou nie hanteer nie, maar dit handel presies oor dieselfde inligting as Daniël 2 en Daniël 7. Die 1260 jaar, daardie besondere, merkwaardige profesie wat in 15 Februarie 1798 geëindig het. Die 2300 jaar, die merkwaardigste profesie in die Bybel. Die 490 dae wat jou vat na die kruis en die doop van Jesus toe en uiteindelik eindig in 1844. Die heiligdom, daardie pragtige stelsel van die heiligdom, ek het die woord heiligdom nooit eers in my lewe geken nie. Ek het nie geweet wat die heiligdom is nie. En daar gaan hierdie mooiste van alle leerstellings oor die heiligdom gaan vir my oop. Die dier uit die see van Openbaring 13, die dier uit die aarde, die tweede gedeelte van Openbaring 13, waarvan ek niks verstaan het nie, wat ek nie geweet het wat dit beteken nie. Die vrou van Openbaring 12 en die vrou van Openbaring 17, die kontras tussen die twee, hierdie beker wat hierdie vrou het, en al die gruwelike leerstellings, valse leerstellings in haar hand, die wederkoms en wat dit vir ons gaan beteken. Die millennium, die 1000 jaar met die eerste opstanding en die tweede opstanding. En dan hierdie merkwaardigste van alle monumente amper, die protestante hervormers in Duitsland wat hierdie monument gaan uitkap het en klip daar in Nuremberg teen die munisipale kantoor. En aan die een kant hier sit Nebukadneser en die leeu van Babylon. Daniël 2 en Daniël 7 saam in klip uitgekap. Kores of Darius en die beer van Medo-Perse. Daniël 2 en Daniël 7 aan die ander kant van die gebou. Hier sit Alexander die Grote en die luiperd met die 4 koppe. En hierdie kant sit Julius Caesar en daar's die dier met die horings en tussenin die klein horingkie waarvan Daniël 7 praat. Ek kon my oë nie glo nie. Hoekom het ek dit nooit geweet nie? Hoekom is dit nooit met my behandel nie? Waar het die boodskap van die hervorming verlore gegaan? Wat het gebeur? En op 'n dag, toe sien ek het. Ek sien daar die groot prent. Maar Marie gesê, die dag as jy dit sien, sal jy weet. Die legkaart gaan so oop vir my. Ek sien die Bybel van Genesis af tot by Openbaring, van die skepping af tot by die wederkoms, van die paradys af tot by die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde. En ek gaan aan die huil soos 'n kind. En ek gaan na Marie toe en ek sê vir haar, ek het iets om jou te vertel. Sy dink is alles verby. Sy dink ek kom sê vir haar, ons gaan skei. Want dit is waar ons amper was. En ek sê vir haar, weet jy wat, ek was toe al die tyd verkeerd, en julle is toe al die tyd reg. En toe huil ons albei. Maar nou steeds die vraag, hoekom het ek dit nie geweet nie? Hoekom het niemand dit vir my vertel nie? Hoekom moes ek 60 jaar oud word om dit te weet? Het die hervormers dit geweet en ek kry hierdie inligting. Nou moet ek gedoop word. Maar ek is gedoop, ek is as kind gedoop en my ma het gesê, jy kan nie weer gedoop word nie. Jy kan nie 'n wederdoper word nie. Terug na die Bybel toe, kry nêrens iets oor die kinderdoop nie. Jesus het homself laat doop, maar ek rook al 42 jaar. En ek het al soveel kere probeer ophou. My nooit geplan nie, nooit het het my geplan nie. Tot op 'n dag, wat ek vir Marie sê, jong, iets pla my nou verskriklik, wat is dit? Dis die Heilige Gees wat met jou praat en vir jou sê, luister, wil jy regtig vir my sê? Wil jy regtig vir my sê, jy wil 'n sigaret aansteek, en dan wil jy in die water ingaan, en jy wil presies weet wat in daai water gebeur, dat al jou sondes van jou geboorte af tot op daardie dag vir jou weggespoel word, en jy wil dit weet, en dan wil jy uitklim met die doopheid, en jy wil 'n sigaret opsteek daarna, wil jy dit regtig doen? Wil jy nie maar liewer ophou nie? En dis waarom ek ook rookstake aanbied, om daardie rede. Jy wil nie regtig nie. Ek het nog niemand gekry wat gesê het, hy wil regtig nie.
En op die 21ste Mei het die Here my verlos, 2004. En as hy my nie verlos het, het nie vandag hier gestaan nie. Daar is nie 'n manier waarop ek sou kon gelewe het nie. En op 18 September 2004 is ek in Adventisme gedoop. Marie is weer saam met my gedoop. En 2005 het ek weer teruggekom in die bediening in. En het ek lid geword van hierdie 7de dag Adventiste, die vreemde mense. Op 'n stadium het ek vir Marie gesê, weet jy wat, ek dink, die NG Kerk sluk hierdie kerk van jou sommer 10 maal in. Tot ek op 'n dag uitgevind het, maar hierdie kerk, net een hospitaal van hierdie kerk, is groter as die hele begroting van die hele NG Kerk. 12.000 word per dag, elke dag, in Adventisme gedoop. 30 miljoen op 'n Sabbat in die kerk. 40% groei per jaar. Die vinnigste groeiende protestantse beweging in die wêreld. 717 tale, 130 universiteite. Meer as 1000 hoërskole, 4500 laerskole, 50.000 onderwysers, 2,5 miljoen studente, 600 hospitale van die grootste in die wêreld met hulle klinieke, 120 verpleegsters, 400 dokters en tandartse, 7000 terapeute, 16.000 gegradueerde susters en verpleegkundiges, 60 drukkerye wat boeke in verskillende tale versprei, 10.000 voltydse literatuur-evangeliste, 3 stasies wat 24 uur per dag die boodskap dra. Een is 3 ABN, maar hy kan ons op die oomblik nie in Suid-Afrika opvang nie. Die ander is Homebase en dan Amazing Discoveries, wat 24 uur per dag hierdie boodskap wat u nou gehoor het, uitsaai. Maak seker dat u 'n instelling kry, sodat u ook die voorreg het om daarna te kan gaan kyk. Geen lesing, geen persoonlike getuienis gaan iemand ooreed nie. Al wat ek vir u kan sê, wat is 'n wonderwerk? Ons praat graag oor wonderwerke. Kom ek sê vir u, die grootste wonderwerk wat daar is wanneer God 'n sondaar kind neem, sy lewe 180 grade omdraai, dat jou familie en jou vriende sê, dis nie dieselfde persoon wat ons geken het nie, ons glo dit nie. Daar's nog steeds mense wat sê, hy het nooit ophou met rook nie. Hy lieg. Hy rook in die geheim. Hoekom sê hulle dit? Want hulle het my geken toe ek gerook het, hulle het my geken toe ek 'n kettingroker was, hulle het my geken toe ek 80-100 sigarette op 'n dag gerook het en nie eers 'n aansteker nodig gehad het nie, want ek steek die een sigaret met die ander een aan. Ek neem hulle nie kwalijk dat hulle dit nie glo nie. Maar jy sien, by God is alle dinge moontlik, my broer en suster, ook in jou lewe, moet dit nooit vergeet nie. Plaas vandag jou hand in sy hand, hy sal dit ook vir jou doen. As God hierdie sondaar, hierdie hardkoppige, hoogmoedige, eie geregtige, selfvoldane, trotse, eie ek mens kon vat en hom soos 'n brandhout uit die vuur uit kon ruk, dan sit hier niemand nie en niemand kyk na hierdie aanbieding vandag wat kan sê, my sonde is te veel. My sonde is te groot. Die Here kan my nie red nie. Daar's niemand nie. Hy kan jou red. Hy wil jou red. Hy staan gereed om jou te red. Hy klop aan jou hart. Wil jy nie maar vandag daardie deur oopmaak nie? Mag die Here dit gee. Hemelse Vader, ek bid vir daardie oor wat ons agter ons
sal hoor daardie stem agter ons oor, wat vir ons sal sê, dit is die pad, wandel daarop. Dankie vir die voorreg, Here, om 'n persoonlike getuienis met ander kinders van U te deel. En nou bid ek, Here, dat U self hierdie boodskap sal vat, en ook die persoonlike getuienis, en daarmee doen wat U wil, sodat U naam verheerlik mag word, en U naam alleen. En dat die mens binne hierdie persoonlike getuienis sal verdwyn, heeltemal sal verdwyn, en dat ons net Jesus, ons Verlosser, ons Messias, ons Here en ons God, wat vir ons gesterf het, sal raak sien, en vandag ons harte net weer aan hom sal toewy. Dis my gebed in Jesus se naam.